Maar voordat ons lees, gaan ons eers saam bid. Here, baie dankie, o Heilige Gees, dat U ons saam bind as een familie in een liggaam. Here Jesus, baie dankie dat ons kan weet, ons groei uit U, die hoof van die liggaam. En ons groei ook op na U toe, ons dien U, ons aanbid U en ons leef in U voetspore, naby U, U naby ons. Ons vat U hand, Here. Lei ons op die pad waar U wil hê ons elke tree moet gee. Wees in beheer, o Heilige Gees, van elke gedagte in ons. Gedagtes, elke woord wat oor ons lippe kom, elke optrede, elke daad. Al moet ons stadiger dink, stadiger praat, stadiger lewe, sodat U liefde en U woorde, U gesindheid deur ons sal vloei. Help ons daarmee in Jesus naam asseblief. Amen. Lukas 24 vers 1 tot 12 en ek sal terwyl ek met die boodskap besig is vir u sê waar ek nog 'n paar gedeeltes lees. Daar as u wil kan jy maar net 'n aantekening maak. Lukas 24 vers 1. Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daarby hulle 2 manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Die manne sê toe vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het toe hy nog in Galilea was en gesê het, die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan." Toe het hulle sy woorde onthou en van die graf af teruggegaan en al hierdie dinge vir die 11 en al die ander vertel. Die vroue was Maria Magdalena en Johanna en Maria die ma van Jakobus. Ook die ander vroue saam met hulle het dieselfde dinge aan die apostels vertel. Maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk en hulle het die vroue nie geglo nie. Petrus het egter opgespring en na die graf toe gehardloop. Toe hy daar vooroor buig, sien hy net die doeke. Vol verwondering oor wat gebeur het, is hy terug huis toe. Julle kinders, het julle al ooit gesien op die stoep of agter in 'n boom waar 'n skoenlappertjie uit sy papie kom? Sy kon uitkom. Wie het dit al gesien? Wie het al gesien eendag is daar papie en dan as jy weer daar kom is daar 'n skoenlapper? Ja, daar's baie sulke mooi video's wat hulle so vinnig afgeneem het en dan kan jy sien hoe dit gebeur en hoe daai ou lelike brein dingetjie wat so hang aan 'n boomtakkie, dan kom die pragtigste skoenlapper daar uit. En ons weet nie hoe dit gebeur nie, want eers as jy suiwerings ook het, dalk ek hoop nie hulle pla vir pappa en mamma te veel met die suiwerings nie, maar dan is dit sommer so 'n lelike ou vet wurm, nie iets wat 'n mens graag wil hê. Dis so 'n grillerige ou ding. En as hy nou 'n papie geword het, dan sit sommer net so, dit lyk soos 'n dooie bolletjie wat daar hang. En dan eendag, dan breek hy so stadig oop, en as jy gelukkig is en jy kan dit sien, dan sien jy hoe kom hy vlekkies eers so uit, gewoonlik bont, net al die mooi kleure, en dan nader aan dan span hy skoenlapper daai vlekkies so, dan sit hy eers, en jy weet mos mens moet hom nie help nie. As jy hom help, maak jy hom swakker, want sy lyfie moet daai vog wat in die vlekkies ingaan, moet self uitstoot, en die vlekkies moet styf word, en dan sit hy vir 'n rukkie so, dat hy kan droog word as het ware, en kan reg word om weg te vlieg. En dan vlieg hy weg. En julle sal sien, so 'n skoenlapper kom nooit weer terug om daar te kom sit nie. En het julle al ooit een gesien wat terugklim en 'n papie weer gaan wegkruip? Hulle doen dit nie, want 'n nuwe lewe het vir hulle begin. En dit is eintlik deel van die boodskap van wat gebeur het op Paasondag. As julle nou as kinders ook bietjie geluister het, pappa en mamma het seker daaroor met julle gepraat op Goeie Vrydag. Hoe dat die Here Jesus Christus met 'n baie duur seerprys betaal het
sodat ons vry kan wees, sodat ons sonde vergewe kan wees, sodat almal van ons wat vir Jesus lief is, God se kinders kan wees. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie. Maar die beste goeie nuus het daardie Sondag gebeur. Natuurlik is dit die belangrikste ding wat gebeur het, dat Christus Jesus vir ons sondes betaal het, anders was ons nog altyd daardie straf skuldig. Maar toe hy opstaan, toe hy opgewek is uit die graf, en die graf is leeg, toe het die nuwe lewe begin. Want Jesus Christus het daar finaal bewys dat hy God is, dat hy koning is. Onthou, broers en susters, die disciples, hulle word apostels ook genoem, want hy het gesê, ek stel julle aan as my apostels, my gestuurdes, met ander woorde, my topstudente, en ek gaan julle nou uitstuur om die werk te gaan voortsit. Hulle het dit nie verstaan nie. Die vroue wat saam met hom en die disciples beweeg het vir 3 jaar, het ons hier gelees, hulle het nie verstaan dat selfs nadat die engele vir hulle gesê het, onthou julle dan nie wat Jesus in Galilea vir julle geleer het nie? Dan sê hy, toe het hulle die woorde onthou, vers 8, en van die graf af teruggegaan, en al hierdie dinge aan die 11 en die ander gaan vertel. En aan die 11 apostels wat oorgebly het, skryf Lukas hier, dit het vir hulle na onsin gelyk. Waar kom die vrouens nou aan hierdie storie? Nou weet u, een van die redes hoekom ons vandag weet dat dit betroubaar is, en ek sê dit met baie respek en baie liefde, is dat die Here Jesus vroue gebruik het om die eerste ooggetuies te wees. Onthou, in die Bybelse tyd het 'n vrou se getuienis nie getel nie. Vrouens kon nie in 'n hofsaak gaan getuig nie. Hulle is net eenvoudig nie as betroubare getuies aanvaar nie. Dit was 'n mannewêreld, en mans moes ook 2 of 3 gewees het, en daarom lees ons in die Bybel waar 2 of 3 saam is, want 2 of 3 wat saamstem was as betroubare getuies aanvaar. En daarom, as mense vir julle sê, ag, Jesus het nie regtig opgestaan nie, dan kan jy maar lekker glimlag vir hulle, want as die waarheid, as dit nie die waarheid was nie, sou die Here nie vrouens gebruik het, wat die minste geglo, selfs die apostels wou hulle nie glo nie. En daarom weet ons, dis waar. As hy mans gebruik het, as die manne vroeg in die oggend na die graf toe gegaan het, dan kon ons nog gesê het, ja, iemand het nou hierdie storie opgemaak, en mans het saamgespan om saam te jok, net soos wat die Joodse leiers, die fariseërs, die tempelleiers, die soldate omgekoop het om te jok en te sê, hulle het sy liggaam gesteel in die nag. Maar hierdie vrouens kom vertel, die Here Jesus is nie daar nie. En as jy die ander evangelies gaan lees, die engele het vir hulle gesê, sê vir my broers, vir die apostels, ek sal hulle weer in Galilea kry. Onthou nou, Jesus is begrawe net buitekant Jerusalem. Nou Galilea is so 4 na 5 dae se stap te voet. So die Here Jesus sê, die disippels moet terug gaan Galilea toe, ek sal hulle daarso kry. Johannes skryf in sy eerste brief dat hulle as apostels is baie betroubare getuies. Daar staan in vers 1, van die begin af was hy daar, die Here met 'n hoofletter, Jesus. Ons het hom self gehoor, ons het hom met ons eie oë gesien, ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Ons het in vers 5 gelees van Lukas 24 dat die vrou het groot geskrik toe die engele dit vir hulle sê. Hy is nie hier nie. Hoekom soek julle hom by die dooies? Hy is opgewek. En toe onthou hulle dat hy dit gesê het. Dit is wat gaan gebeur. In Johannes 20 se weergawe vers 1 tot 18 het nie net Petrus nie, maar Petrus en Johannes saam gehardloop na die graf toe. Daar staan nog so tong in die kies, hulle het soort van resies gehardloop. Saam na die leë graf toe. Markus bevestig ook wat Lukas dan verder skryf, dat Jesus met 2 van die disippels, nie 2 van die 12 nie, van die ander disippels van Jesus, Kleopas en sy vriend, op pad na Emmaus toe saam met hulle gestap het. Dis nie net Lukas wat dit skryf nie, Markus skryf in hoofstuk 16, vers 12 tot 13, daarna het Jesus met 'n ander voorkoms aan 2 van hulle verskyn, terwyl hulle op pad was na die platte land toe. Hulle het dit vir die ander disippels gaan vertel, maar die het selfs vir hulle ook nie geglo nie.
Daar was twyfel, daar was ongeloof by die disippels, by die vroue, selfs by toe die twee Kleopas en sy vriend kon sê, maar die Here Jesus leef. Hy het vir ons alles vertel, hy het met ons brood gebreek. Ons het teruggehardloop om dit vir julle te kom sê. Kan julle indink, hierdie getroue volgelinge van die Here Jesus, wat dit net eenvoudig nie kan glo en verstaan dat die Here Jesus regtig opgestaan het nie. Dan volgende Sondag, 'n week later, dan weet ons nou het hulle dit begin glo want hulle het hom gesien. Hy het saam met hulle weer geëet. En dan die wonderlike getuienis van Thomas in Johannes 20, vers 26 en verder. 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar en Thomas was toe hierdie keer by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, kyk na my hande en bring jou hand en kom steek dit in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. Thomas, ons weet nie of hy toe gevat het en gevoel het nie, want daar staan net, en Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou, omdat jy my sien? Geseënd is die wat nie gesien het nie, en tog glo. Moenie langer ongelowig wees nie. Broers en susters, ek hoef julle nie te oortuig nie. Die Heilige Gees oortuig onsself. Die Nuwe Testament is propvol betroubare getuienis. Die Here wil vandag vir ons ook net sê, moenie langer ongelowig wees nie, daarom het by ons geen twyfel wees nie. Jesus Christus leef. Sy graf is permanent leeg. Maar wat het hy nou kom doen? Hy het alles nuut kom maak. Die opstanding van Jesus Christus het alles kom verander. Daar is baie betroubare skrywers vir wie ek baie respek het, wat vir ons sê, eintlik begin die Nuwe Testament eers daar by Lukas 24, by die opstanding. Toe Jesus Christus bewys het, hy het die bose en die dood en die graf oorwin. Mense se lewens is verander daardeur. 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 18 skryf Paulus, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Daar staan letterlik 'n nuwe skepping. Die ou is verby. Ou mense se ou lewens is verby. Dit het nuut geword en dit alles is die werk van God. Hy het homself met ons versoen deur Jesus Christus. Die opstanding maak van ons nuwe mense. Die opstanding stel die nuwe verbond in werking. Die donderdag aand breek Jesus brood. Ons gaan dit nou gedenk. Hy deel dit met sy disippels. Hy gee vir hulle wyn aan. Hy sê hierdie is die nuwe verbond wat met my bloed beseël is. Matteus 26 se weergawe hiervan staan daar, toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. Paulus skryf dieselfde woorde in 1 Korintiërs 11, maar hy sê, hy het dit nie by die ander gehoor nie, hy was nie daar nie. Die Here Jesus het dit in 'n openbaring aan hom so oorgedra. Die opstanding van Jesus Christus stel die nuwe verbond in werking. Hebreërs 8 vers 13 in die direkte vertaling staan daar, deur te praat van 'n nuwe verbond, het hy die eerste een verouderd verklaar. En wat verouderd verklaar en afgeleef is naby aan verdwyning. Die Engelse woorde daarin in die Engelse Bybel sê, when he said a new covenant, he has made the first obsolete. Die eerste een is oorbodig en nie meer nodig nie. Die opstanding van Jesus Christus maak van ons nuwe mense, bring die nuwe verbond en daar is nou vrede, sê Paulus. Daar is nou vrede. Tussen jou en God is daar vrede. Dit is die wonderlikste verhouding om te hê is as daar vrede is. Geen twis, geen stryd, geen agterdog, geen jaloesie, geen vrees nie. Net vrede. In Kolossense 1 vers 19 en 20 skryf Paulus,
God het besluit om met sy volle wese in Jesus Christus te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. In Romeine 5 vers 1 skryf hy: God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo, en daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Dan is al wat vir my en jou oorbly om nou nuut te leef. En hoekom sê ek dit nou vir u? Vir baie van u is dit die 70ste, 80ste Paasfees. Oom Jaap het al 80, meer as 80 Paasfeeste agter die blad. Vir party van ons is dit die 10de een of die 20ste een of die 60ste een. Hoekom sê ek nou vir julle, julle moet nuut leef, ons moet nuut leef, ek moet nuut leef? Want ons moet daaraan herinner word en die Heilige Gees moet ons toelaat om ons nuut te laat leef. Dit help nie net jy glo dit nie. Dit help nie jy weet presies wat daar staan nie. Dit help nie eers jy dit in jou hart nie. As ek en jy dit nie leef nie, dan kan die wêreld nie sien dat Christus opgestaan het nie. Want die Here Jesus het vir ons geleer toe hy nog met sy disippels gewerk het, 'n boom sal nie aan sy kennis geken word nie. Sal nie aan sy skaduwee en sy mooi vertoon blare herken word nie, aan sy vrugte, aan dit wat ons voortbring, dit wat ons dra. Paulus sê ek en jy is saam met Christus opgewek. Hy sê ons is meer as oorwinnaars in Christus. Ons het nou gehoor in 2 Korintiërs 5 vers 17, hy sê ons is nuwe skepsele. Ons is nuwe mense. Leef dan nuut. In Filippense 3 vers 7 tot 11 sê Paulus, en onthou hy is vir ons 'n baie goeie voorbeeld van iemand wat 'n radikale bekering gehad het. Ons het nie almal 'n radikale bekering gehad nie. Maar ons staan vandag op die geloof dat die Here Jesus Christus die sonde, die dood en die graf oorwin het. Hy het opgestaan. En daarom sê Paulus, wat eers vir hom 'n bate was, is nou vir hom waardeloos. Hy sê ek beskou alles as waardeloos. Beskou ek en jy alle ander dinge as waardeloos? Waaraan heg ons soveel waarde? Waaraan klou ons so vas van hierdie aarde? Hy sê ek het alles prys gegee ter wille van Christus. Ek beskou dit as verwerplik sodat ek hom as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek nie omdat ek wette onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo, die opgestane Here. Dit is die vryspraak wat God gee omdat 'n mens in hom glo. En dan vers 10. Julle ken hierdie woorde al baie goed. Al wat ek wens is om Christus te ken. Maar ons ken dit nou tot daar. Weet julle wat staan daar na die komma? Om die krag van sy opstanding te ondervind. Al wat ek wens is om Christus te ken en die krag van sy opstanding te ondervind. Deel te hê aan sy lyding, sodat ek aan hom gelyk kan wees in sy dood en die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. As ek en jy regtig glo dat Jesus opgestaan het en dat hy leef en dat hy regeer en dat hy God is en die koning van die konings, dan sal ons ook sê al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind. In Romeine 6 skryf Paulus 'n baie mooi gedeelte, dit is my laaste vers wat ek saam met u lees, Romeine 6 van vers 4 af, as julle dit wil aanteken. Hy sê, aangesien vers 5 ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het is immers vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe. Daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie.
Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. Vers 11. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Is jy dood vir die sonde? Is ons dood vir die wêreldse dinge? Lewe ons vir God saam met Christus. En daarom het ons ook vroeër gehoor, die sonde moet nie oor ons baas wees nie. Ons leef onder die genade. Julle kinders moet ook bietjie met pappa en mamma hieroor gesels. Vra vir hulle of hulle al so skoenlapper sien kom het uit sy papie. Ons moet soos daardie skoenlapper wees wat daar's nie 'n manier dat ek wil teruggaan na daai ou stinkvuil brein dooie papie toe en weer daar wil gaan inkruip en daar wil gaan besig wees of selfs nog verder teruggaan en weer 'n wurm wil gaan word nie. Kinders van God doen dit net nie. Ons wil nie terug onder die slawejuk van die sonde nie en daarom moet ons toelaat en bewustelik elke oomblik vir ons oorgee aan die beheer van sy Heilige Gees wat in jou binneste vir jou saam met jou getuig Christus Jesus leef en hy regeer. Daar's geen twyfel daaroor nie. Kom ek en jy leef ook die nuwe lewe tot sy eer. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons geen twyfel hoef te hê ooit nie in ons harte nie met ons verstand nie. Ons kan en glo dit dat U leef omdat U opgestaan het uit die graf. Die vroue het dit getuig, die disippels het dit gaan seker maak en getuig en met soveel onbetwisbare bewyse, skryf Paulus, het U aan gelowiges verskyn, U het hulle toegelaat om aan U te vat en saam met U te eet. En daarna het U opgevaar na die hemel en weet ons nou regeer U tot in alle ewigheid. Laat ons dan ook nuut leef, Here. Help my asseblief om elke oomblik van elke dag nuwe gedagtes te hê, Jesus gedagtes, om 'n nuwe lewe te leef, die lewe van Christus. En dankie dat U ons vrygemaak het van die sonde en van die dood en van die ou mens. Dankie dat ons saam met U kan leef en saam met U regeer. Amen.